Van die Kaap na die Vrystaat. Op skool het hy uitgeblink in al wat 'n musiekkompetisie is. Later het hy bekend geword as Nathaniel se begeleier. Nou is Shal Du Plessis die ster van sy eie show met sy Pimp My Piano konsert. Mens kan seker sê hy is Bloemfontein se goue seun. 'n Goue seun met towervingers. Ja, Shal Du Plessis is vinnig besig om een van die Rosestad se bekendste uitvoerprodukte te word. En vanaand keer hy terug na sy tuisstad vir die opname van sy nuwe DVD Pimp My Piano. Mens besef nie altyd hoeveel voorbereidings daarin gaan voor so 'n groot vertoning nie. Shal en sy span het geen moeite ontsien nie. Altyd klavier gespeel. Ons was gelukkig genoeg om met 'n Steinway in die huis groot te word. So ek het altyd getokkel op die klavier, maar nooit regtig daaroor ge-worry nie, want ek het gesing toe ek kleiner was. Maar toe ek so standaard 6 was, het die hormone nou ingekiek. Jy sien, en toe begin my stem breek en toe loop die hele ding skeef. Toe besef ek nee, ek sal iets moet doen wat nie sommer breek nie, of as die krag afskop moet dit nog steeds kan werk. Toe besluit ek maar dalk moet ek die klavier net bietjie meer ernstig opneem. So daar is goeie dinge as mense stem breek. Ons moet dit onthou. Daar is definitief baie goeie goed as mense stem breek, maar daaroor praat jy nou nie op kamera nie. Ek het toe begin om regtig te fokus op die klavier en daarna toe Pretoria toe gegaan om by tikkies te gaan swat en dis toe dit regtig begin ernstig word. En toe Shal, jy werk ook baie saam met Nathaniel. Vertel ons 'n bietjie van daai ondervindings. Ja, dis 'n baie lekker job, ek moet eerlikwaar sê. Nie net die geld nie, maar mens lag ongelooflik baie. Hy betaal jou baie. Hy betaal ongelooflik baie. Kyk wat 'n grand teaters kan ek in perform. So ons humorsin stem vreeslik ooreen, maar andersins is daar baie goed wat ek vreeslik van hom verskil. Wat dit vir my aangenaam maak omdat mense nie hoef te vra, o, maar jy probeer soos Nathaniel wees nie. Ek het baie respek vir hom, maar ek doen my eie ding. Die naam van die konsert en die konsep. Pimp My Piano kom van daai resep af. 'n TV-program soos Pimp My Ride, waar hulle ou karre gevat het en fisiek opgesoos het. Ek het besluit, kom ek vat ou musiek. Dit kan ou pop tunes wees, dit kan nuwe pop tunes wees, dit kan klassieke musiek wees, en dan meng ek dit als in interessante kombinasies waar jy iets soos Grieg klavierkonserte kry en Lady Gaga in die twee meng. Maar ek hoor ook 'n roemer dat jou ma baie mense, omtrent almal hier in Bloemfontein se hare doen. Dis reg, sy was vir jare lank 'n haarkapper. Kyk, mense hare lyk nou nie so verniet nie. Dis dit ek nou by Nee, uitkom. ek het dit actually self gedoen. Oeh, die wag, mense moet dit sien nie. Shal is absoluut van die verhoog af en ook op die verhoog 'n voorreg om mee te werk. Hy het soveel kennis van elke instrument wat saam met hom in die band speel. Ek leer so baie van hom, jy weet. Hy was 'n student in my dae, maar nou leer ek by hom. Hy weet ook altyd wat hy wil hê. Hy is een van daai rare kunstenaars wat met verskriklik baie integriteit handel. Hy is ongelooflik toegewyd aan wat hy doen en 'n regte perfectionist. Shal, jy was onlangs by die KAK&K ook met 'n baie suksesvolle vertoning, Shanghai Brunch. En daar het jy byvoorbeeld op 'n stadium jouself geblinddoek. Hoekom het jy dit gedoen in eerste plek? Ek gee ook les by die Universiteit van Pretoria. So met hierdie doktorsgraad van my moet ek nou iets doen. Jy sien, so nou gee ek daar les en 2 van my studente is blind gebore. Toe daag my een student my uit. En hy sê vir my, dokter, as jy KAK&K toe gaan, ek deur jy speel met 'n blinddoek voor die mense, dan voel jy hoe voel dit as ons opstap vir die eksamen. Wel, ek weet nie of dit 'n verrassing vir jou is nie, maar ek het my eie blinddoek saamgebring, wat ek wil graag hê jy moet vir die mense by die huis wys hoe jy dit doen. Ek gaan my bes probeer. Baie dankie. Hoor ek nou die plekke ingeneem, die ligte gaan verdoof word en die vertoning gaan begin.
Wanneer het jy besef dat hy so 'n ongelooflike talent het? Charles was bitterklein toe het ek besef daar's iets wat anders is. Elke aand was daar konsert in ons huis en ons moes betaal om hom te hoor. Al wat hy aan gedink het was die sanddoekmusiek toe hy begin groot word en om te perform. Dis sy lewe hierdie. Onmiddellik het ek die gevoel gekry dat hier is 'n spesiale talent. Mens kan dadelik sien hy het selfvertroue. Charles is my droom boetie wat ek gedink het wat nooit van hierdie wêreld af is nie. Ja, so hy voel vir my direk uit die hemel uit. So ek geniet hom elke minuut van my dag wat ek hom sien. Ja, hy's ongelooflik. Sê nou eers my, is jy gelukkig met Charles se hare op die oomblik? Ek het hom môre gesê ek het een kritiek wat ek wil lewer. Toe sê hy moet net nie nou nie. Toe sê ek nee, maar kom, dit is nie so erg nie. Jou hare is nie vir my reg nie. En hy het dit gou reg gemaak. Dit maak my hart elke keer warm as ek na hom luister of op 'n verhoog of so. Ek is baie trots op hom. Sy trots op hom. Kan jy nie sien nie? Die Sonderbesit Theater het vanaand 'n indrukwekkende musikale ervaring gehad. Maar die van julle wat nie was nie, hoef nie jaloers of ontstel te wees nie. Die konsert verskyn binnekort op DVD. Charles Bloemfontein en die hele land is baie trots op jou.